Sê, nou goeiemôre. 16 Desember en so bly vir almal wat hier is vandag. En ek dink dit is nou amper die 13de keer wat ek in hierdie gemeente geloftediens hou. Ek dink aan persone as ek reg is. Ja, wat 'n voorreg en dankie dat ek weer 'n voorreg het aan die pastoraat van die kerk en pastoor Tertius hulle om my weer eens hierdie geleentheid te kan bied. 'n Dag wat vir my uiters belangrik is, en dit is geloftediens, naas Pesach en die nagmaal en die kruisiging en dood en opstanding van Jesus is hierdie vir my 'n baie belangrike diens ook. Nou goed, kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir 'n kosbare voorreg om U te kan ken as die God vir wie niks onmoontlik is nie. Ons kan terugkyk in die verlede, o Here, ons eie volk, ons eie land Suid-Afrika, maar ons kan verder terugkyk in die woord en ons kan sien U is nog steeds dieselfde God. Daarom wil ek vandag bid, o Here, waar daar ook al 'n geloftediens reg oor die land sal wees, dat U ons sal inspireer om op U te vertrou met alles wat ons het en alles wat ons is. Want dit is al wat ons sal deurtrek, o Here. In hierdie moeilike tye waarin ons leef, wil ons nie angsvallig wees en rondkyk met vrees nie, Here. Maar ons wil ons oog vestig op U. Ons wil uitroep en sê, ons hef nie ons oë op na berge nie, Here, maar ons kyk na U, die skepper van hemel en aarde. En dankie vir die woord wat sal uitgaan vandag. Die woord van krag en sterkte, o Here. En dat ons ook nou kan verklaar, the battle belongs to you. Dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Nou ja, baie dankie. Ek sien is heel wat jong mense, kan ek sien, wie is onder 30, kan jy die hande opsteek? Nee, jylle jok man. Wie is onder 30? Steek jy hande op, boet, jy is onder 30, laat ek sien jou hand. Sê, nou daar is soveel van julle, is dit nie wonderlik nie? Ja, dat soveel jong mense, hier is 'n paar hier voor. Dit is so wonderlik, hier is 'n paar mense van Morletta ook, ons is so dankbaar dat julle hier is vandag om saam met ons hierdie wonderlike dag te kan vier. Geloftediens die 16 Desember 2025, 187 jaar gelede. Dis waarin ons dink op hierdie spesifieke dag, wat daai belofte of die gelofte gemaak is, en wat soos volg geklink het. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen. Kom ons maak dit nie net iets wat in die geskiedenis gebeur het nie, want ons staan voor die Here God vandag ook. Die Bybel bevestig dat as waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En hy is hier vir elkeen van u, jonk en oud, veral op hierdie spesifieke dag, want die Here beloon die wat hulle geloftes aan hom nakom. Hy sê daar, om 'n gelofte aan hom te doen. Kom ons staan net 'n bietjie stil en kyk, wat beteken hierdie woord gelofte eintlik? Die Hebreëus is neder, wat kom van die Hebreëse woordjie nadar, en kyk wat beteken dit. Kyk net die erns van dit as ons iets aan die Here beloof. Om 'n opregte, 'n vasberade en 'n ernstige belofte te maak aan iemand, en in hierdie konteks aan die Here, veral in 'n tyd van nood of ernstige probleme. En dit wat die voortrekkers gedoen het daai dag. Hulle was in nood gewees, die oormag was oorweldigend, menslik gesproke onmoontlik, maar hulle het 'n gelofte aan die Here gedoen, ernstig, het hulle vir 'n paar dae tot die Here geroep, vasberade. Hulle kon nie vlug of wegtrek, hulle het geweet, ons moet hier staan, want net die Here kan ons help en hy sal ons ook help. En maak nie saak wat jy vandag deurmaak in jou lewe nie. Het maak nie saak deur watter probleme jy ook al gekonfronteer word, of hoe bang en vreesbevange jy dalk is vir 2026, en die vraag, wat kan gebeur en wat gaan gebeur nie. Ons het die Here aan ons kant. En laat hierdie lied wat die dansers gedans het, the battle belongs to you, ook ons uitroep van verwagting en geloof sal wees, vir jonk en oud. Jy weet, want probleme ken nie ouderdom nie. Probleme weet nie, vra nie wie jy is of wat jy is nie.
As die dief kom om te slag en te steel en te verwoes, dan is hy daar. En hy klop nie aan die deur, hy skop die deur oop. Hy probeer die venster oopmaak, hy breek die venster. Dis sy modus operandi. Hy gaan verder en sê, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. En weer eens vra ek, kom ons maak dit nie net geskiedenis nie. Kom ons kom op 'n plek vandag en sê, Here, ek het U nodig vir die jaar wat voorlê, vir die jare wat voorlê. Ons studente wat hier is, skoliere, studente, die jaar wat voorlê kan vir jou die beste ooit wees. Vir almal wat werk, vir 'n baas, dit kan jou beste jaar ooit wees. Vir die besigheidsman en vrou, dit kan jou beste jaar ooit wees, want God wil dit so hê. Ek glo dit. Hy sê, dat ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, tot eer van U naam sal bring. Nou ek kan onthou, as 'n jong seun, daar in Bossel waar ons gebly het, baie jare, en in Winburg, so buite die dorp, is daar altyd 'n feesterrein gewees. Kan u dit nog onthou? Ek het nou die dag was ek in Kimberley gewees en ek het verby die feesterrein van Boshoff gery. Hy bestaan nie meer nie en is so hartseer. Dit is so hartseer. Nou ek kan onthou wat gebeur het op daardie dag, afgesien van al die jukskei en al die speletjies wat gespeel was om die dag te geniet en al die kos wat daar was daar net geopen met 'n skriflesing en 'n gebed. En dan daarna het daar 'n politikus op die verhoog geklim en sy politieke toesprake gemaak. En ek waag dit vandag om te sê, dat ons land is in die toestand waarin hy is, omdat ons van daardie dag 'n politieke debakel gemaak het. En nie soos wat gesê het, 'n Sabbatdag om eer aan die Here te bring nie. Soos wat ons vandag doen. Ja, die kerk is gebou, monumente is gebou, maar so met die jare heen, het die betekenis van hierdie dag bloot het 'n feesdag gewees, om te luister hoe politikus praat. Ek kan onthou, P.W. Botha was daar, ek kan nog onthou vir president C.R. Swart, wat daar was, eendag daar in Boshoff, met sy draers van polismanne en sy swart Cadillac en Hendrik Skuman, kan ek onthou sy toespraak, en almal het hier en daar na God verwys, wat kan help. Maar hy was ingekleer met politiek. Broeders, susters, as ons 'n gelofte aan die Here maak, betaal wat jy beloof. Doen wat jy beloof, en soos wat jy dit beloof het. Maar ek glo, dat ons kerke weer hande vat, en weer ingaan en aangaan, met hierdie dag, kan die Here ons omstandighede net so verander. Ek glo dit. En dat ons 'n huis tot eer van sy naam sal oprig, tot hom te bring. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Nou ek weet daar's kerke wat nie meer belangstel om hierdie dag te hou nie. Nou die Here gaan hulle nie straf nie. Die Here gaan nie ingryp en sê, ja, dit en jy dat, of wat ook al die geval nie. Maar die wat wel hierdie gelofte gestand gaan doen, gaan die Here jou huislike omstandighede kan verander. Hy sal die God wees wat your battle for you will fight. Want dit word nou 'n individuele aspek. Ek weet baie van die mans is hier omdat die vrou gesê het, jy moet nie wees, of dalk is die vrou weer die man gesê het, jy moet nie wees. Jy weet, en die kinders is nie omdat hulle pa en ma gesê het, julle moet opstaan, ons gaan kerk toe vandag. Maar ek is so bly julle is hier. Ek is so bly julle is hier. 'n nagedagte vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word. En broeders en susters, kom ons verheerlik vandag die naam van die Here, wat 'n deurbraak, 'n wonderwerk in duisternis teweeggebring het. 'n wonderwerk wat feitelik onmoontlik was vir daardie voortrekkers en daardie manne wat saam met hulle beklei het. En net so terloop, ek dink daar was 470 voortrekkers as ek dit nie mis het nie, né? Maar daar word ongelukkig in ons geskiedenisboeke nie genoem van KwaZulu-Natal swart mense, waar daar 300 onder die leierskap van 'n generaal of 'n majoor van Engeland was, wat ook saam met hulle kon veg het. Ongelukkig maak ons geskrifte nie daarvan kennis nie.
En van die kleurlinge van die Kaap, wat ook daar was om Hosannas te laai en alles reg te kry. Kom ons skilder die hele prentjie, want hierdie geveg waarmee ons onsself vandag bevind, is nie net teen wit nie, dit is teen swart en wit. En veral teen die kinders van God, die manne en vroue, wat hulle huise opdra aan hom, want die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Ons maak nie 'n fout, om dit 'n wit-swart saak te maak nie. Dis hoekom dit versoeningsdag geword het, en nie meer 'n gelofte dag nie. Want daardie soldate van KwaZulu-Natal het saam hierdie eed afgelê voor die Here. Reg, net so terloop. En ons ken die storie verder. Dit is 187 jaar gelede, maar ek wil verder teruggaan as dit, om vir u te wys dat dieselfde God, wat vandag vir jou wil veg en sal veg, die God wat geveg het vir daardie groep manne en vroue, wat daar vasgedruk was in 'n hoek, met 'n oormag van goed geoefende en goed gewapende soldate, wat geweet het hoe om dood te maak, hoe om 'n geveg te wen. En dis dieselfde God vandag nog, want dit was dieselfde God meer as 4000 jaar gelede ook gewees. Daar's twee woorde wat ek wil hê ons moet onthou vandag, vir die toekoms wat vir jou voorlê, vir jou gevegte wat op jou wag, vir 2026 wat die Here wil hê, jy moet suksesvol wees in jou studies, in jou werk, die wat nie werk het nie, die Here wil hê, jy moet 'n goeie werk kry, en daarom kom ons met 'n gelofte aan die Here vandag, gesê, Here, as U my help, dan sal ek. Die woordjie Midianite beteken stryd, tweedrag, of twis. En dan die woordjie Amalekiete, die woord dui en verteenwoordig alles wat duisternis insluit. Maar gaan verder. Alles wat twyfel, onsekerheid, probleme en stryd meebring. En ons staan teen magte wat ons wil beroof van ons vrymoedigheid, wat ons wil beroof van ons verwagting en ons geloof in die Here, vir wie niks onmoontlik is nie. Satan gee nie om dat jy kerk toe gaan nie, maar wat vir hom vreesaanjaend is, dat ons sal begin optree soos kinders van God. Kinders van God wat vertrou op hom, wat glo in hom, en wat hom elke tree van hulle lewens saamvat. Daai God wat vir ons die geveg, the battle belongs to him. Reg, Rigters 6 vers 2 en 7. Onthou 'n bietjie betekenis van hierdie twee woorde, hoor. Want ons kan ons eie lewe inkleur hier in Rigters. Die Bybelse stories is ook ons storie vandag. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. En in 'n groot mate het die magte van duisternis oorhand gekry. Nie net in Suid-Afrika nie. Maar kom ons trek die kring 'n bietjie kleiner. Daar waar jy bly, jou adres. Jare gelede, as ons gepraat het van Hielbrau, dat die Hielbrau, dit is almal gebewe. Dan weet ons nie eens waar Hielbrau is nie. Dis kinders. Of ons praat van Amerika, dat ons gebewe. Dit gebeur in Amerika, het jy gehoor wat dag, maar dit gebeur vandag oorkant ons strate. Dit klop aan ons eie deure. Ek het nou die eerste keer as kind, toe ek die sirene van 'n ambulans hoor, was ek bevrees bevange gewees. Wat gaan nou aan? Ons het so gewoond geraak daaraan, dat ons kyk nie eens hierdie venster wat gebeur nie. Of skote wat afgaan. Het gisterand weer skote iewers in Hartbeespoort dan afgegaan, en ek het geluister, dis ver van my af, en ek my kop omgedraai, ek het verder geslaap. Kan jy sien hoe gewoond het ons geraak aan probleme? Broeders, dat ons moenie gewoond raak aan dit wat abnormaal was, om het normaal te maak in ons lewens nie. Daar's baie dinge wat die Here wil hê normaal moet wees vir ons, wat vir ons eintlik abnormaal geword het. Omdat ons nie meer daarin glo nie, of dat ons met vrees vasgevang word. Hulle het oorhand oor Israel gekry. En vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote en gate gemaak op die berge en die bergvestings. Hulle het gaan wegkruip. Hulle het weggekruip het vir hulle lewe. Dis hoekom 'n slote en gate op die bergvestings gemaak het. Want as die Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op.
En dit ervaar ons ook. Jy doen jou bes, maar dit is nie goed genoeg nie. Kom ons verander ons persepsie om nie net meer victims te wees nie, maar victors. Ons hoor te veel van mense wat sê, ek is 'n victim van regstellende aksie. Ek is 'n victim van BBEE, of wat nou mees al die dinge. Ek is 'n victim hiervan, dis hoekom ek is wat ek is, en daarom kan die Here niks met jou of vir jou doen nie. Want solank wat ons 'n victim bly, baie lees ons, hoor ons elke dag oor die radio's, ek is 'n victim van apartheid. Nou, al die dinge is 'n realiteit. Maar solank wat jy 'n victim van iets is, kan jy nooit 'n victor word in die naam van die Here nie. Ons moet ons gesindheid ten opsigte hiervan verander. Moenie 'n victim word van enige duisternis in jou lewe nie. Want die Here sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, kan jy sê, amen. Reg, kom ons gaan aan daar. Hy sê, slaan hulle laarsteen hulle op en verwoes die opbrengs van die land en laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Ja, wat 'n toestand. Reg. Hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte. Het jy hulle sprinkaanplaag gesien? Ek het een keer aan die kant Palabora, nee, die Palabora nie daar, Appington. En toe sien ek hier, loop sulke goed oor die pad, maar is een massa. Toe is dit sprinkane. Nou hierdie kant is dit pragtig groen, maar daardie kant van waaraf hulle kom, is daar niks nie. En dis die prentjie wat die Here hier wil skep. Daar is magte teen jou wat jou wil beroof van alles. Wat jy moet niks oor en die lief het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Moenie 'n victim daarvan wees nie. Al het dit met jou gebeur, en al die dinge is ons meer as 'n oorwinnaar. Jy's dalk plat geslaan, maar jy's nie uitgeslaan nie. So het hulle in die land ingekom om dit te verwoes. Daar's baie dinge wat teen jou optrek om jou werk, jou besigheid, jou gesinslewe, jou kinders, jou gesondheid te verwoes. Kan jy sien, hierdie storie is eintlik ons storie. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Kan iemand sê, ouch? Maar, en broeders, daar moet altyd 'n maar in ons lewe wees. Nie maar, ek is 'n victim nie. Nie maar, ek moet maar gewoond raak daaraan nie. Ons het te gewoond geraak deur die jare heen vir die dinge wat verkeerd gaan in ons lewens. Praat nie van ons land, ek praat van ons eie huishouding, ons adresse. Daar waar jy bly, daar waar jy werk, daar waar jy jou besig bent, daar waar jy studeer. Ons is so bekommerd oor die dinge wat om ons gebeur, dat ons toelaat dat die dinge wat om ons gebeur ook met ons moet gebeur. Maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Zaak. Dit beteken net, ag Here, help my nie. Zaak beteken, daar's 'n erns in jou hart. Daar's 'n absolute oortuiging in jou hart. Daar is 'n wete in jou wese, dat dit wat nou met jou gebeur, kan net een oplos, en dis die Here jou God. En met daardie wete en verwagting, en met daardie geloof en afwagting, gaan jy op jou knieë en begin met die Here praat ernstig. Dink of is Hiskia, wat die briewe voor die Here oopgesprei het, en gesê, Here, kyk het hier wat gebeur, kyk het hier wat gebeur, maar U is God, by U is niks onmoontlik nie, dis wat aanroep beteken, reg, en toe, die kinders van Israel die Here aanroep, van wie die Midianiete, en daar's altyd 'n en toe in ons lewens, because what you do today, will echo in eternity, en as jy niks doen nie, en toe gebeur daar niks nie. Maar as jy iets doen in geloof, en toe, die Here sal jou eer. Daar's altyd 'n en toe in ons lewens. En daai en toe, en wat na die en toe gebeur, hang af van jou en van my. Reg. Toe het die Here 'n profeet na hulle gestuur, en ek gaan lees wat die profeet alles vir hulle gesê het, en in vers 12 lees, en die engel van die Here het aan Gideon verskyn en vir hom gesê, en Here, ek bid vandag,
dat U aan manne en vroue, seuns en dogters hier sal verskyn in hulle netelige probleme waarmee hulle gekonfronteer word, en die vrese wat hulle harte het, Here, dat U aan hulle sal verskyn voor die einde van hierdie diens, dat hulle sal weet, die Here God is hier. En hy's nie net hier nie, hy's hier vir jou. Dan Gideon verskyn en vir hom gesê, wow, die Here is met jou, dapper held. Dit wat ek vir jou wil sê vandag, maak nie saak wat daar op jou wag nie, dit is alles realiteite. Maar die waarheid is, die Here is met jou, dapper held. Die Here sien jou nie as 'n verloorder nie. Hy sien jou as iemand wat ingetrek is van vrees. Hy sien jou as 'n dapper held. Amen. Reg. Gibor Chayil is Hebreëus wat beteken 'n sterk, 'n kragtige, 'n reus van 'n kryger. Daai ookie staan 'n bietjie op. Nee, sê jou seentjie staan. Ja, kyk hoe groot is daai laaitjie. Kyk hoe groot is hy. Maar as die Here na jou kyk, dan sê hy, ek is met jou, dapper held. Amen. Glo jy dit, jongman? Glo jy dit wat ook al met jou gebeur? Sê altyd, die Here sien my as 'n groot en magtige kryger. Wow. Yes. Glo jy dit? Jy kan maar sit hoor. Gibor Ajal. Toe sê Gideon, dit is maar wat ons doen, jy weet. Ag, het was so 'n pragtige diens gewees, 'n pragtige lied, maar ag Here, ek is klein en ek is niks werd nie, dit wat Gideon gedoen het. Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge gebeur? Here, as dit waar is wat hier staan, waarom het dit met my gebeur? Klaarkouse. Die Here gaan nie eens in 'n gesprek met Gideon daaroor nie. Hy probeer eens met Gideon 'n gesprek voer oor dit wat hy gesê het nie, al wat by oor gekom het nie. En waar is al U wonders waar ons vaders ons van vertel het? Here, waar is al die wonders waarvan ons lees in hierdie Bybel? Het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Kan iemand sê ouch? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. En ek voel in my gees, hier is man en vrou, self jong mense, wat van gisteraand of tot vanoggend ook gedink het die Here het jou vergeet. Dis 'n leuen van Satan. Reg. Toe draai die Here na hom en hy sê, ag, ek kry jou so jammer, my kind. Kom hier, laat ek jou vasdruk teen my bors. Nee, dis nie wat die Here sê nie. Hy het gehoor die klagte en hy draai om en hy sê vir Gideon, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Ja, hy gaan nie in gesprek met hom nie. Hy praat nie oor sy probleme nie. Ons kan ure lang praat oor ons probleme. Jy soek dit 'n geleentheid vir iemand te sê wat fout is met jou. En hoe sukkel jy? Die Here staan net so en skud sy kop. En hy sê, ai, tog, hoe stupid kan hierdie kinders, hoe dom kan hierdie kinders van my nie wees nie. Ekskuus vir daai woord. Anyway, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. En dit wat jy vandag doen, gaan ook vir mense wat jou ken en wat om jou is, tot voordeel wees. Hy sê, jy gaan en verlos. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Here, dat ons vandag tot die besef sal kom, dat hy praat met elkeen van ons. Hy praat met ons oor ons besigheid, oor ons werk, oor ons werkloosheid, oor ons verliese. En hy sê, is dit nie ek wat jou stuur nie? Ag, arme ou Gideon. Here, waarmee sou ek Israel verlos? My geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Nou kyk die prentjie van hierdie, wat hy hier sê, is die waarheid gewees. Hulle het Gideon uitgestuur om koring te gaan uitslaan, want ingeval die Midianiete en die Amalekiete hom vang, maak hulle hom dood. En hy is die eenvoudigste, die geringste in die gesin. Hulle het nie die sterk manne gestuur, hulle het die swakste gestuur, die eenvoudigste gestuur. Dis die prentjie. Want hulle het nie omgegee as hy dalk doodgemaak word nie. Want niemand worry oor hom nie.
Ek wil dis al worry niemand oor jou nie. Daar is 'n God wat jou raak sien. En daar is 'n God wat iets in jou lewe wil doen. Daar is dieselfde God wat die voortrekkers en almal wat hulle gehelp het, bygestaan het, om daardie magtige wonderwerk oorwinning te. Dis dieselfde God wat hier ingegryp het, en verlossing gebring het. Toe sê die Here, wel weer, as die Here praat nie met hom daaroor, hy gaan nie in 'n gesprek met hom nie. Hy redeneer nie met hom oor dit wat hy gesê het nie. Hy antwoord hom nie eens daarop nie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Meniete soos een man sal verslaan. Nou, dit is belangrik om te kyk na hierdie woordjie een man, of hierdie prase een man. Dis eintlik die woordjie egaat in Hebreëus, wat beteken, alles begin by jou. Dis wat beteken. As jy iets doen, gaan Israel gered word. Dit wat jy nou doen, gaan bepaal hoe jou môre en oormôre gaan wees. Dit wat egaat beteken, soos een man. As jy niks doen nie, gaan niks gebeur nie. Maar as jy iets doen, iets gaan gebeur, want die Here is aan jou kant. En jy hoef nie baie te doen nie. Die Here vra nie van ons om die onmoontlike te doen nie. Hy vra vir ons net om die moontlike te doen, dit wat ons kan doen, en as ons dit doen, een man, egaat, dit begin by jou, dan doen hy die wonderwerk. Daai voortrekkers kon nie daar in 'n hoopie gesit het en die Here aangeroep het en gesê, o Here, die Bybel sê, jy gaan ons verlos, en hier kom die Zulus, hulle het geskiet, hulle het beklei, hulle moes iets doen. Jy kan nie terugsit en niks doen nie, jy moet iets doen, en dit wat jy doen, egaat, dit sal vir jou tot voordeel wees. Josua 10 vers 11, en toe al die konings van die Amoriete voor Israel, ja, jy weet, kyk 'n bietjie wat die Here kan gebruik om jou te red. Kyk 'n bietjie hier. En toe al die konings van die Amoriete voor Israel uitvlug, het die Here groot haalstene op hulle gewerp, sodat hulle almal gesterf het. Kan jy sê amen? Dis God. Want die volk het gedoen wat hy gesê het hulle moet doen. En die Here sê, ek sal haalstene. Nou ek weet, hier is 'n paar haal wat geval het. Nou julle weet wat se skade haal kan doen, hè. Hierdie was haalstene gewees. Dit was nie so, dit was nie 'n duifeier of 'n groot extra large hoendereier nie. Hierdie was haalstene. Dit was omtrent so groot, as jy hom getref het, was hy tikkes. Dit wat God gebruik. Hy kan tot die natuur gebruik. As jy soos een man gaat, opstaan en vorentoe beur en doen wat hy sê, wanneer hy sê en hoe hy dit sê. Hy sê op hulle verwerp sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. Wow. Kan jy sien? Dis God. Dis God, en daarom sê ek baie keer, maak nie saak waar ek is of op die universiteit te spreker is of waar, sê ek altyd hierdie woorde. Iemand wat opstaan teen 'n kind van die Here wat waaragtig op God vertrou, moet bitter versigtig wees. Hy moet bitter versigtig wees. Want hy is besig met 'n gesalfde van die Here. En broeders, susters, jong mense, mag elkeen van ons van vandag af 'n gesalfde van die Here wees. Maar dit stop nie daar nie. Hy sê in Eksodus 23, ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring. Kan ek sien wesel gesteek deur 'n perdeby? Ja, dis lekker hè. Kom, hier is nog 'n arm. Jy hardloop papa. As hy een perdeby kom, dan weet jy daar's 'n paar op pad. En hulle hou aan. Dit is seer, né? En dan hy skryf voor hy in die verwarring bring. En ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Hoe? Ook sal ek perdebye voor jou uitstuur. Dan sal die Jewiete, die Kanaaniete en die Hetiete voor jou uitverdrywe word. Haalstene en perdeby. Jo, is God nie goed nie, Dries? Jo, dis die Here man. Dis die Here. En as jy dalk skade gelei het met hierdie haalstorm wat hierdie gebied 'n paar dae gelede getref het, begin jubel in die Here, sê Here, dis hoe U my vyande gaan tref. Maar as iemand opstaan teen 'n kind van die Here, moet daai persoon bitter versigtig wees.
Deuteronomium 7 vers 17 tot 21. As jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe kan ek hulle verdrywe? En ja, dis die realiteit, broeders, ons staan voor 'n oormag, is dit nie waar nie? Polities staan ons almal voor 'n oormag. Ons kan niks eintlik doen nie, behalwe te kla by 'n braaivleisvuur. Reg. Wees nie bevrees vir hulle nie, kan jy sê amen? Hy gaan verder en hy sê, ek sal perde bye onder hulle stuur, en die wat oorgebly het, en die wat vir jou weggekruip het, sal ek laat omkom. Wow! Dis die Here, die skepper van hemel en aarde, die God wat ons dien, die Here wat ons vandag eer vir die wonderwerk wat hy gedoen het, wat ook kan begin eer profeties vir die wonderwerk wat hy vir jou en elkeen van ons hier gaan doen, binnekort. Skrik nie vir hulle nie, want die Here jou God is by jou, 'n groot en 'n gedigte God. Daardie woorde groot en gedigte God is die kragtige Hebreëse uitdrukking El Gadol Jareh. Dis nie net groot en gedigte God nie. Hierdie El Gadol Jareh is 'n verklaring wat die Here self maak. Hy sê, ek is El Gadol Jareh vir jou en vir elkeen wat hier is, kan jy sê amen. Aanvaar dit, neem dit jou eie en gaan soos een man na vorentoe, Echad. Rigters 6 vers 14, kom die Here en hy praat met elkeen van ons en hy sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos, wat ook al verlos moet word. Watter krag? El Gadol Jareh, die groot en die gedigte God, wat homself openbaar as onse Vader. Ja, daar is nie nog 'n godsdienst wat dit kan sê nie. Daar is nie nog 'n godsdienst wat die wat daardie God aanbid, nie bang hoef te wees vir hulle God nie. Want ons staan in 'n vader-kind verhouding met hierdie El Gadol Jareh. Die Here God, wat nog nooit verander het nie. Gister, vandag, tot in alle ewigheid. Is hy vir elkeen van ons El Gadol Jareh. En as jy ooit weer iets lees van die slag van Bloedrivier, of in die Bybel lees van al hierdie stories wat die Here gedoen het vir sy volk, begin jubel en juig, want die Here gaan vir jou iets groters doen as dit. Want die Satan het neergedaal met groot woede, omdat hy weet sy tyd het naby gekom. Gaan hom tegemoet met die wete, El Gadol Jareh is aan my kant. Amen. Dis my woord vir vandag, en ek hoop regtig u daaruit iets saamgevat, wanneer jy hier uitstap. Maar nou nie as jy die hoenderboukie of die skaapbout sny en die lekker koolslaai eet, vergeet van hierdie God nie. Want so maklik kry Satan het reg om ons te beroof van 'n groot waarheid. Ek wil so ver gaan om te sê, broeder, suster, luister, jong mense, wees versigtig wat jy sê, van die oomblik as jy hier uitstap, tot die oomblik as jy by jou bestemming kom. Want Satan gaan poog om jou hiervan te beroof. Sê eerder vir mekaar, El Gadol Jareh is onze God en Vader. Amen. Laat het insink in jou hart, laat het insink in jou gedagtes, want is al wat vir ons nag kan verander in lig. Duisternis in oorwinning. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die woord wat waar is tot in alle ewigheid. Wat waar is vir elkeen van ons, o Here. En ek bid nou dat elkeen van ons hierdie verantwoordelikheid sal vasgryp as hy sê, soos een man, dit begin by jou. Wat jy doen, dis die begin van oorwinning, of die begin van verlies. Maar Here, dankie dat ons kan saamstap, saam beweeg, 2026 gemoed, met die wete,
Die Here God is aan ons kant. Dankie daarvoor. Amen. Nou ek het gevra, Marie, is jy reg met daai lied? Ek het gevra dat ons die oorwinningslied gaan sing, né? Is dit reg? Wat maak jy? O, jy steek jou duim op. Okay. Maar ek wil graag, as jy my gaan verskoon, ek wil graag, want hierdie lied sing of praat van die ramshoring, né? Ek wil graag, soos die Gideon bende vanoggend, op 'n geestelike manier die ramshoring blaas, wat oorwinning verkondig oor jou lewe. En dan moet jy die geluid hiervan onthou en sê, Here, ek sien in my gees die glorie en die almag van my Heer in jou spesifieke situasie. Is dit reg so? Nou as ek vals blaas, moet nou nie lag nie, hoor. Ek is nie 'n Jood nie. Ja, ek is toe. Kom luister. Dankie daarvoor, Here. Vir ons is dit die geluid van oorwinning, maar vir die magte van duisternis is dit die geluid van verwoesting. Dat dit so wees vir elkeen van ons, o Here, as ons hier uitstap, op pad na oorwinning, en oor 'n paar dae sal jonk en oud kan verkondig en verklaar, die Here het dit vir my gedoen. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons sing die oorwinningslied. Dankie aan Marie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuil en hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas maar syne slaan op droom.